Goeiedag. Ag weet julle, dis sommer net vir my 'n voorreg om met julle te kan tyd spandeer en ek bid dat julle gemotiveer word om hierdie program in julle gemeente te laat hardloop. Die verpersoonliking van wêreldevangelisasie is absoluut noodsaaklik. Dit begin met 'n gebedsstrategie om vir sendelinge te bid. Wat ons in ons gemeente doen, ons het 'n sending geleef in elke erediens, elke Sondagoggend word daar vir die wêreld en word daar vir sendelinge gebid om so 'n verskil te maak en God vas te hou. En mense, dis nie maar net om 'n tyd geleef in 'n gemeente in te ruim nie, dis om te bid met 'n verwagting dat wanneer ons bid, dat God 'n verskil gaan maak, dat God gaan ingryp en ons gebede gaan beantwoord. En ons het al talle kere terugvoer gekry van waar ons as gemeente saam gebid het, van hoe God op 'n wonderbaarlike wyse vir sendinge wat maande lank vir visas gebid het, en 'n oogwink het hulle 'n visa gekry. Ek sê nie dit gebeur altyd nie, maar daar's tye wat dit gebeur het. En dit kom maak vir my opgewonde om te sê, ons bid nie verniet nie. Ons bid nie verniet in 'n erediens nie. Dit het 'n impak. Ons het spandeer tyd met ons sendinge, ons Skype met hulle, ons het kry voortdurend gebedsversoeke van hulle af om dit in die gemeente te kan deurgee, dat daar vir hulle gebid word. Die verpersoonliking van sending is, as 'n vreemdeling in 'n gemeente instap, wat sien hy in die gemeente raak? Sien hy die gemeente se hart raak? Sien hy dat hierdie gemeente is betrokke by wêreldevangelisasie? Vir my is dit noodsaaklik, want as hulle kan sien waar ons harte is, sigbaar in die gemeente, waar ons hart is, daar sal ons skat wees. God se woord sê dit, en dit moet ons doen. Ons het nodig in die visuele sigbaarheid binne die gemeente, is iets wat mense tot betrokkenheid aanvuur, want hulle sien hier gebeur iets in hierdie gemeente. En as hulle dit doen, dan is dit, ek kan sien by my, hulle kan nie hier by ons gemeente instap en uitstap en sê, ons weet nie of hierdie gemeente betrokke is by wêreldevangelisasie nie. Die vraag is, wat by hulle is hoe betrokke is hulle? Maar dat hulle betrokke is, daaroor is nie twyfel nie. Ons het 'n verantwoordelikheid as 'n gemeente om na sendelinge in die sendingveld op te sien. Ons het 'n verantwoordelikheid om die gebedsversoeke wat hulle deurstuur voor te bid. Ons het 'n verantwoordelikheid om daardie mense te dra. Mense, God het daardie mense geroep om 'n verskil te gaan maak en die evangelie te gaan verkondig. En hulle het 'n logistieke span by die huis nodig, wat hulle ondersteun, wat vir hulle deurdra en wat vir hulle kom motiveer om aan te hou doen dit waarvoor God hulle geroep het. Dis waar ons betrokkenheid lê. Ons leef saam met hulle 'n roeping uit wat God hulle gegee het. Ons het nodig om ook van hulle terugvoer te kry wat in die sendingveld gebeur, en so komplementeer die gebedsversoeke en die gebede komplementeer mekaar. Dit motiveer mense. Mense, en hier ontstaan verhoudinge wat ons vir jare lank oorheen terugkyk en sê, wow, weet julle, daar sendlinge met wie ons 19 en 20 jaar al 'n pad saamstap. En wat 'n seën is dit nie vir my as daardie sending hier in die gemeente instap nie. Dit is soos ons lidmate wat hier instap. En ek loof die Here vir dit, om so by hulle betrokke te wees. Baie seën vir julle.